Nou, Riali, laat weet net vir ons of die klank nou aan is. So, ons het nou die hele tyd, shame, sorry. As die klank nou deur, wys net daar vir ons 'n thumbs up. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ek dink dit sal nou deur wees. Maar as dit nie deur is nie, niemand dit moet, ek het hier smartphone. Okay, hy is op. Maar weer eens, sorry vir julle wat nou die worship gemis het, maar prys God, ons is terug. Deel met ons, dankie wat die Here vir jou doen, wat die Here vir jou gesê het, en ek weet ons het nou wel die klank gehad nie, maar jy het experience, want ons is connected in die gees, amen. Ek is so opgewonde oor hierdie waarheid. Ek gaan dit nou 'n paar keer deel, maar dit was iewers, kom ek sê, seker 2005. Ja, 2005, 2006 iewers rond. Het ek 'n experience gehad, sonder dat ek verstaan het wat dit beteken, maar ek besef meer en meer hierdie reality. Ek was by 'n vriend, sy was 3 vriende by mekaar, in sy yard gesit, was op 'n Saterdag namiddag, en een van die, dat gewoonlik dat stap, is die straat vol mense, dronk mense, en so aan, en daar kom 'n koppel verby, wat ons toe sien, en hierdie ou kom in, en hy's baie sterk, niemand sê vir hom wat om te doen nie, hy ken ook die Here, en so aan, en nou praat hy met die 2 van sy vriende, maar my vriende, en die een, sy girlfriend staan en gesels met my, en ek hoor hoe sê, ja, niemand sê vir my nie, ek ken ook die Here, en jy weet mos, mense wat onder die invloed van alcohol is baie loud en sterk en so meer. Later kom hy na my toe en hy sê vir my, en jy, gaan jy hemel toe? Nou sit ek my hand so op sy skouer, ek sê vir hom, nee man, ek gaan nie hemel toe nie, ek sit al reeds daar. Nou, die oomblik toe ek dit sê, toe gaan hierdie ou uit die yard, hy loop 'n wye draai en hy kom terug en hy val voor op sy knie, hy sê vir my, doen met my net wat jy wil. Ek het nie vir hom gepreek nie, maar ek het 'n waarheid verklaar van my en ook van hom en van elke liewe mens, dat ons reeds in die hemele in Christus is. Nou, om vanuit die dimensie te leef, gaan jou hele aardse lewe, tussen hakies aardse lewe, hier totaal en al verander. Amen. So ek gaan 'n bietjie met jou praat oor, as ek is nog steeds besig om te praat oor die ewigheid, en om vanuit die ewigheid te leef, maar ek wil vandag se boodskap titel, Jesus Christus, die begin en die einde van die mens. Halleluja. Jy het nie jou ontstaan in jou moederskoot nie, jy het ook nie jou ontstaan in Adam nie, jy het nie jou ontstaan in die aardse nie, maar jy het jou ontstaan in Christus Jesus. Amen. Hy is jou begin en hy is ook jou einde. Halleluja. Die dood is nie jou einde nie, hel is nie jou einde nie, whatever jy ook al wil noem is nie jou einde nie, jou einde is Christus Jesus en hy is goed. Jou begin is goed, want hy is jou begin. Jou einde is goed, want hy is jou einde. Wat jy hier ervaar op hierdie aarde tussenin, ek wil vir jou sê, dis nie jou absolute realiteit nie, dis nie jou waarheid nie. As jy siekte ervaar in jou liggaam, dis nie jou realiteit nie, dis nie jou waarheid nie. As jy dood ervaar, as jy pyn, verwerping, as jy skeiding ervaar tussen jy en God, dis nie jou werklikheid nie, want jy kan nie geskei word van die liefde van God in Christus Jesus nie, behalwe in jou mindset. Amen. Behalwe in jou verstaan van wie God is.
So as jy jou sien geskei van God, wie lewe is, gaan jy dood ervaar. As jy jou geskei sien van God, wie lig is, gaan jy duisternis ervaar. So jou ervaring is eintlik dit wat jy mediteer en dit wat jy sien, dis jou bewustheid. Maar as jy in die bewustheid kom van ek is een met Christus, een met die Vader, een met die Heilige Gees, is dit wat jy gaan ervaar. Halleluja. So, Christus is jou begin, Christus is ook jou einde. Halleluja. Kyk gou hier. Vers 45 van 1 Korintiërs hoofstuk 15. Soos daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam het 'n lewende siel geword, die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike, daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards. Die tweede mens is die Here wat uit die hemel is. Hoor gou weer, die tweede mens is die Here uit die hemel, soos die aardse mens was, soos ook die aardse mense, en soos die hemelse mens is, hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Right. So hier sien jy twee mense, Adam aards en Christus Jesus die hemelse mens, die tweede mens, die laaste Adam uit die hemele, en nou sê die Bybel, soos wat die hemelse mens is, so is die hemelse mense. Een van die dinge wat jy moet verstaan is, jy is 'n hemelse wese. Halleluja. Nou, ons het die evangelie gehoor. Neem die Here Jesus Christus aan en jou destination is die hemel. So die hemel is in die godsdienstwêreld 'n destinasie, 'n eindbestemming waarheen jy gaan as jy Jesus Christus aangeneem het. Maar as jy die evangelie hoor en die evangelie verstaan, dan is die hemel nie jou destination nie, die hemelse lewe, die hemele is waarvandaan jy kom. Halleluja. En ek moet eintlik verder gaan. Die hemele is nie eintlik waarvandaan jy kom nie, want die hemele is 'n dimensie in Christus Jesus. Want Christus Jesus is jou begin en hy is jou einde, so jy kan hierdie dimensie in Jesus Christus ervaar, jy kan dit experience, en dis nie waarheen jy gaan nie, dis waaruit jy moet lewe. Amen. Nou, ons bid of ons wil hemel toe gaan, om wat te ervaar? Geen siekte nie, geen dood nie, geen armoede, geen pyn. Ek onthou ek het 'n tydjie gelede met iemand gepraat, toe sy wil hê daar moet 'n wegraping wees, want dit gaan daarom nou te sleg. Sy wil nie meer hierdie lewe leef nie, sy wil 'n ander lewe hê, want die wegraping moet kom, sodat Jesus haar kan uitvat uit hierdie lewe. Nou kyk jy, hierdie persoon se lewe is relatief goed, want sy is finansiëel voorspoedig, sy het 'n paar huise, dit gaan goed met haar, so haar kinders is uitgestort, so daar is nie geld issues nie, sy is gelukkig getroud, maar hier lewe is vir haar te verskriklik. So sy soek 'n wegraping, sodat sy tog in die hemele kan kom, en waar daar geen pyn, waar al die trane afgevee is, en al hierdie wonderlike dinge. Maar kom ek sê vir jou, beloved, hoe goed die hemel ook al mag wees, en hoe goed dit ook al mag klink vir jou, die evangelie van die hemel en die hel, is volgens my opinie, baie anti-christelik. As jy 'n evangelie preek van eendag hemel, dan preek jy the anti-Christ gospel, 'n anti-christelike evangelie, want die evangelie gaan nie oor 'n hemel eendag nie, maar gaan oor die eindbestemming van die mens, Christus Jesus. Amen. So Jesus is ons begin en Jesus is ons einde. Gaan saam met my na Handelinge hoofstuk 4, ek wil net vir julle een versie daar lees. Handelinge 4 vers 12.
En die saligheid, die Engels sal sê salvation, is in niemand anders nie. Want daar is ook geen naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Halleluja. Die saligheid is in niemand anders nie. Nou, saligheid, salvation of redding vir die meeste mense lê nie in Jesus nie, maar in die hemel. Right. En die dood is die weg na die hemel. Die dood is die redder van die aardse lewe na die hemel toe. Maar die Petrus is baie duidelik. Die redding lê in geen ander naam. Is nie in 'n plek nie, maar dis in 'n naam, Jesus die Christus. En die naam Jesus Christus praat van die karakter, die wese van wie God is. So redding, jou genesing, jou vrede, jou vreugde, jou voorspoed, whatever jy ook al eendag wil beleef, lê nie in 'n plek hemel nie, maar lê in die wese, die karakter van wie God is en geopenbaar in die man Jesus die Christus. Halleluja! Daarom kerk, prediker, Paulus skryf, hy sê, ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as Here en ons as diensknegte. Ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te ken as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Jesus Christus is die boodskap van die kerk. Nie hemel nie, nie hel nie, nie voorspoed nie, nie die Here gaan vir jou 'n deur oopmaak nie, nie seisoene nie, nie tye nie, niks nie, want alles is ingesluit in die man Jesus die Christus. Die ewigheid is binne in hom. Halleluja! Woo! Hey, come on! Ek wil vir jou sê, die godsdienst het ons arm gehou, depressief en siek. Maar wanneer die evangelie verkondig word, Jesus die Christus, dan stap die mens in sy werklikheid in. En hy kan sy werklikheid begin beleef. En die werklikheid van die mens, opgesluit in Jesus die Christus, is 'n tydlose werklikheid. 'n ewige werklikheid. Daai is ons werklikheid. Nie, soos wat die mense sê, lewe na die dood nie, maar lewe hier en nou. Vir te lang het jy die boodskap gehoor van eendag, maar ek wil vir jou sê, eendag het aangebreek. Eendag is binne in jou. Amen. Kyk gou in Johannes stuk 11. Thank you. Sê eendag is hier. Eendag het aangebreek. Jesus het dit so mooi gesê, sê daar kom 'n tyd en dit is nou. Halleluja. Daar kom 'n tyd en daai tyd is nou. Want die nou staan hier voor jou, is binne in jou opgesluit. Halleluja. Thank you Jesus. Kyk jy Johannes stuk 11. Vers 24. Martha antwoord, of kom ek, vers 22. Maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Oh, glory. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan, in die opstanding, in die laaste dag. Sê bietjie die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe,
al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Hoor gou weer, kom ons gaan terug na vers 24. Ek weet, dat hy sal opstaan, in die opstanding, in die laaste dag. Sê bietjie, opstanding? Laaste dag. Right. Nou sê Jesus vir haar, ek is die laaste dag. Ek is, want as jy moet Openbaring lees, hy sê ek is die eerste, ek is die laaste. Ek is die begin, ek is die einde. Ek is die eerste, ek is die laaste. Ek is die laaste dag. Ek is dit wat jy dink, jy eendag sal kry en ervaar, is nou hier. Amen. Jy wag vir op die wolke van die hemel. Sal Jesus weer verskyn. Maar Jesus sê, hey, dit wat jy verwag, vir eendag, kom net terug. Kom terug, Maria, kom terug. Of althans Martha, kom, ek bring jou. Jy's te ver vir my. Ek is die laaste dag. Ek is die opstanding. Beloved, kom ons kom net terug na Jesus, die Christus. Is alwaarheen ons moet terugkom na hom. Want hy is die laaste dag, die opstanding en die lewe. Wie in hom glo, sal lewe. Al het hy ook gesterwe. Ons dank die Here vir ons geliefdes, die heiliges, wie ewe ook al gesterf het, hulle lewe. Amen. Hulle is nie dood nie. Hulle is lewendig. As ons daarby uitkom, sal ek dit later lees. Of kom ek lees het. Maar kom ons laat ek. Hierdie is so mooi. Gaan na Hebreërs toe. Hebreërs hoofstuk 11. Hebreërs hoofstuk 11. Word gepraat van al die reëse, die geloofshelde, wat gesterf het, né? Hulle het gesterwe mos nou. Maar hoofstuk 12, vers 1, sê daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het. Ek wil net hê julle moet onthou rondom ons. Sê 'n bietjie rondom ons. Rondom ons. Right. So waar is hierdie wat gesterf het? In Christus. Right. Christus is die opstanding. Christus is die laaste dag. So almal die het gesterwe sonder om die belofte te verkry. Right. Nou sê Paulus, en hy praat van hierdie hoofstuk 11, is al hierdie getuies. Hoofstuk 12 sê, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het. Is dat James? Hulle is hier. Die heiliges is hier rondom ons. Hulle is saam met ons. Amen. Dis 'n werklikheid, want Jesus sê in Matteus, praat hy oor, hy sê, julle het gehoor, ek is die God van Abraham, die God van Isak, en die God van Jakob. Nou volgens ons, is Abraham, Isak en Jakob mos dood. Maar hy sê, hey, luister hier, ek is nie die God van die dooies nie, maar ek is die God van die. So Abraham, Isak en Jakob is nie dood nie. Alhoewel hulle gesterwe het, lewe hulle. Die sterwe, hoor my mooi, is 'n konsep wat ons mense inleef. Maar dis nie 'n werklikheid waarin God leef nie. Hey, hoor my mooi. Vir God is daar nie dood nie. Dood is die experience van die mens. Is nie God se experience nie. So die oomblik as jy doodgaan, dan experience jy iets van die mens. Maar vir God is jy net so lewend soos wat jy was. Want hy is nie God van die dooies nie, maar hy is die God van die lewendes. Die opstanding is vir die mens, maar die opstanding is nie vir hom nie.
Amen. Hey, Martha, ek is die laaste dag, man. Ek is die opstanding. Ek is wat jy begeer. Hierdie liggaam. Die opstanding is hier binne in hom. Die onsterflike is hier binne in hierdie sterflike liggaam. En al wat gebeur is, die Bybel sê, dat hierdie sterflike moet met die onsterflikheid bekleed word. Maar die werklikheid is hier binne in ons. Martha, kom terug, jy is te ver vir my. Ek is die laaste dag. Ek is die opstanding. Halleluja. Nou, verwerp ek die idee van 'n fisiese opstanding? Nee. Ons geliefdes wat gesterf het, gaan 'n fisiese opstanding beleef. Right. Vir ons om in te tap en hulle te sien. Maar in werklikheid het dit vir God gebeur. Want daar is iets wat vir God nog moet gebeur nie. Dit het klaar vir God gebeur. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Maar die wat glo, wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe nie. Ek dink ek moet immortality met elke boodskap inbring, sodat mense kan hoor. Luister hier, jy hoef nie dood te gaan nie. Kom ons lees dit. Ons het so baie gehoor oor hemel toe. En dit het ons beroof van die lewe hier. Vers 26, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe, tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Nou kyk jy, geloof kom deur die gehoor, en die gehoor deur die woord van God. As ek dit vir jou sê nie, sal jy dit nie glo nie. Daar word daar nie 'n oortuiging binne in jou opgewek nie. Amen. Beloved, die hemel toe gaan. Nou kyk, kom ek sê gou weer. Ek het vanoggend gedink, mense, wanneer ons praat oor hemel en hel, ek glo die Bybel. Die Bybel praat van hemele en 'n hemel. So daar is 'n dimensie in 'n werklikheid van 'n hemel en 'n hel. Maar nie op grond van dit wat die kerk ons geleer het van strate van goud en huise nie. Nee. Dis meer as dit. Hierdie huise en strate van goud is ook weer 'n menslike ding. Dis nie 'n goddelike ding nie. Die Bybel sê die hemele is sy troon. En die aarde is sy voetbank. Die hemele is die plek van waaruit hy regeer. Jou troon is mos die plek waaruit jy heers. So dis jou stoel, dis jou dimensie. Right? So die hemele is die dimensie waaruit God opereer. Dis nie sy huis nie. Amen. So daar is so 'n werklikheid. En die oomblik wanneer ek en jy dit sien, dan kan ons vanuit die troon van God leef. Want dis waar ons sit. Amen. Ons sit saam met hom op hy troon. Glory. Hey. Kyk jy, gaan gou. Ek praat oor Jesus Christus, die alfa en die omega van die mens, die eerste en die laaste van jou. Kom ons gaan na Timoteus toe. Kyk hier. Thank you for Paul. Paul is 'n awesome ou gewees. Timoteus, 2 Timoteus 1. Nee. Dankie Jesus, ja. Hoor gou hier. Van vers 8. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here, of oor my, sy gevangene nie. Maar ly saam verdrukking vir die evangelie na die krag van God, wat ons gered en geroep het
met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Sê 'n bietjie, genade wat ek van ewigheid in Christus Jesus geskenk is. Nou kom ek verduidelik gou vir jou so. Ek kan dit nou sê, die lewe wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, want genade is God se vermoë, sy lewe en sy invloed op ons. Right. So ek het lewe ontvang in Christus Jesus voor tyd begin het. So wanneer ek na my verwys en na my lewe verwys, dan verwys ek nie na happenings in die vlees nie. Ek verwys nie na my lewe as gebeurtenisse binne tyd in die vlees nie. Maar as ek na my lewe verwys, dan verwys ek na 'n werklikheid wat ek en jy het binne in Christus voor tyd begin het. Nou, hoekom het Christus gekom? Kyk gou hierna. Wat ons gered, en dan vers 10, maar wat nou geopenbaar is. Dit wat ek en jy binne in Christus van ewigheid af het, is geopenbaar deur die verskyning van Jesus. Nou kyk jy, toe Jesus bore uit die maagd Maria, is ek en jy se werklikheid gebore. So, toe Jesus op hierdie aarde sy verskyning maak, toe maak hy die verskyning van die mens, wat van ewigheid af een met God is, in God leef, in hom sy bestaan het. Woe! Jesus Christus, die lewe van die mens. Nou sê, maar wat geopenbaar is, deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het, en lewe en onsterflikheid aan die lig gebring, het, deur die evangelie. Hy het die dood onaktief kom maak, kragteloos kom maak, tot niet gemaak, en lewe en onsterflikheid het hy aan die lig gebring deur die evangelie. Beloved, ek en jy moet onthou, ons werklikheid het nie in Adam begin nie, maar het het begin voor tyd begin het in Christus Jesus. En dis waaruit ons moet leef. Nou hoor gou vir my. Dit is geen belediging en jy vat nie eer van God af weg om jou goddelikheid en jou ewigheid op klem te lê, te beklemtoon en in besit te neem nie. Maar jy vat van die eer van God weg as jy jouself sien, maar net aards. Jy is bedoel vir die dood, bedoel vir armoede, bedoel vir smart en pyn. Nee, jou werklikheid lê in die man, Jesus, die Christus. Daarom het ons nie ander goed wat ons preek as Jesus nie. Hy is die enigste een waardig genoeg om gepreek te word. Amen. Sy lewe en onsterflikheid kom aan die lig deur die evangelie. Die evangelie openbaar my lewe voor tyd in Christus, en hierdie lewe bring onsterflikheid vir my liggaam. Dit is my werklikheid. Halleluja. Amen. Ooh, thank you Jesus. Kom ons gaan na Kolossense toe. Kolossense 1.
Thank you, Abba. Beloved, stuur vir ons jou comments, jou vrae, share met jou vriende, en dit is net awesome. Amen. Thank you. Kolossense stuk 1, ek lees julle vers 15. Hy, dis nou Christus Jesus, is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Trone, sowel as heerskappye, en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Vers 17. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees, want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon. Sê die ganse volheid. In Christus Jesus. En dan sê vers 20, en dat hy deur hom alles, sê bietjie alles, sê weer alles, alles met hom sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis, ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Woe! Kyk, as jy nog glo, dat die duiwel, onheil, boosheid, sonde en ongeregtigheid, ewigheid het, en solank soos God sal bestaan, dan moet jy weer die Bybel lees. Want die Bybel leer ons, dat hy het alle dinge met homself versoen. Aan die einde, gaan dit wees Christus, en Christus alleen. Ons in hom, en die Bybel sê, dat he fills all in all. Hy gaan alles in almal wees, en dat hy alle dinge, dit wat ek en jy nou nie sien nie, owerhede, magte, trone, whatever, is versoen in hom. Halleluja. Maar wat ek eintlik op wil fokus is, die volheid is in hom. Engele, owerhede, magte, trone, die hemel en die aarde, elke ding is binne in hom. Die volheid van wie die Vader is binne in die mens, Christus Jesus. Nou kom ons gaan verder, hoofstuk 2. Vers 9. Want in hom woon al die volheid van die Godheid, liggaamlik. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Beloved, die Christus in jou is die volheid van die Godheid. Ek en jy is gevul met alles wat ons ooit in die lewe nodig sal hê. Christus Jesus. Hy is dit. Vir te lank sê ons soos Martha, eendag, Here, in die opstanding van die laaste dag. Maar die opstanding en die eendag is reeds binne in ons opgesluit. En hoe meer ons hierdie waarheid hoor en bewus word van hierdie waarheid, van die Christus binne in ons, hoe meer kan ons dit ervaar. Amen.
en julle het die volheid in hom. Kom ek sê dit. You are completely perfect and perfectly complete in him. Amen. 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 Vir jare strive ons vir perfection. We strive to enter heaven. Jy moet hard stry om in te gaan. Ek onthou, een pastoor sê op 'n dag vir my, ek moet jou vergewe want ek wil hemel toe gaan. Amen. Ek moet jou vergewe want ek wil hemel toe gaan. Dink, hy wil net hemel toe gaan, hy wil eintlik nie vir my vergewe nie. Dat is besekere goed wat jy wil doen, maar jy kan nie, want jy wil hemel toe gaan. Ek wil nie, maar ek moet. Sy die volheid in hom. Christus, Jesus, die krag en die wysheid van God. Nou kom ons aan na hoofstuk 3 toe. Dankie Here. Vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, en wat ons is, as jy nou hoofstuk 2 lees. Soek die dinge daarbo, waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. So jou mindset kan op 2 plekke wees, die hemelse of die aardse, nee? Want julle het gesterwe, sê bietjie het gesterwe. En julle lewe is saam met Christus verborge in God. Jou lewe is saam met Christus verborge in God. Kom ek wys gou vir jou daai verborgenheid. Hou net daar so. Ek kyk hier by Handelinge, Johannes 14. Johannes 14. Kom ek wys jou gou hierdie verborgenheid. Vers 20. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is. Jesus sê, wanneer die Gees kom en hierdie waarheid aan julle openbaar, sal julle weet, ek is in die Vader, en julle is in my. So, ons is in Christus, Christus is in die Vader, en hy is ook in ons. Hey. Daar is 'n eenheid, wat jy met die Vader het. Nie as gevolg van enigiets wat jy gedoen het nie, maar op grond van sy besluit. Amen. So in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Right, terug na Kolossense toe. Want julle lewe is, want julle het gesterwe en julle lewe saam met Christus, verborge in God. Ons is in Christus, Christus is in die Vader. En waar? Christus is ook in ons. Jy moet nooit ooit jouself geskei sien van die Vader of van Christus nie. Want die skeiding wat jy sien in jou mind produce 'n werklikheid wat nie 'n werklikheid is nie. Amen. So die skeiding wat jy sien, kom weg van dit af. Want jy's in hom. Nou, kyk gou verder. Wanneer Christus, wat ons lewe is. Wie is ons lewe? As hy geopenbaar word, as hy in die lig kom, as jy hom sien, dan sal jy ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Oh, nou, Johannes skryf hierdie mooi ding, hy sê, God is lig, en in hom is daar geen duisternis nie. Nou waar is jy? In Christus, in God. So as God lig is, en as geen duisternis in hom nie, dan is jy so lig, soos God. Want Christus, wie die lig van God is vir hierdie wêreld, en nie net die lig van God, vanaf God vir hierdie wêreld nie,
maar ook die lewe van die mens. Hierdie lig, hierdie lewe, Christus, hierdie lig is die lewe van elke mens. Oh, glory. Gaan gou, hou jou Bybel daar. Gaan gou hier na Johannes toe. Johannes is stuk 1. Thank you, Jesus. Vers 8, hy was nie die lig, dis nou Johannes, was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Okay, nee, vers 4. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Nou, ek wil gou vir jou iets verduidelik. In hom was lewe, en die lewe, dis nou die woord van God Jesus, was die lig van die mense. Nou, nie die lig vir die mense nie. Hoor gou, nie die lig vir die mense nie, maar die lig van die mense. So Jesus Christus is die lig van wie jy is. Ok, terug. Kolossense. Wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar is, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Ek sluit hiermee af. Hebreërs, hoofstuk 13. Jesus Christus, vers 8, is gister en vandag dieselfde tot in. Hoor wat sê Kolossense, wanneer Christus, wat jou lewe is, geopenbaar word, dan word jy geopenbaar. Nou Jesus Christus is dieselfde, gister, vandag en tot in ewigheid. So hy is jou begin, hy is jou einde. Volgens God was ek en jy nog altyd soos wat Christus is, want hy is ons lewe, hy is ons werklikheid. Beloved, die oomblik wanneer die mens, en ek wil hê jy moet my baie mooi hoor, wanneer die mens sy ewigheid in die mens Jesus Christus aanvaar, fully embrace, is wanneer die dood finaal sy dood sien. Want toe die dood inkom, was dit toe Adam en Eva hulle self geskei en minder as God sien. Eet van die vrug, dan gaan jy word soos God. Jy sal nie doodgaan nie. Maar jy moet eet van die vrug. Gaan jy word soos God. En toe hulle dink, hulle het iets anders nodig om te wees soos God. Toe kom die dood in. So die oomblik wanneer die kerk weer Christus Jesus as die lewe, die begin en die einde van die mens verkondig en die mens dit embrace, dat hierdie Jesus Christus die dood tot niet gemaak het, lewe en onsterflikheid aan die lig gebring het. Wanneer hy geopenbaar word, word jy geopenbaar. Beloved, jy kan nie en jy mag jou nie langer sien as maar net mens, volgens die oordeel van die mens nie. Want die oordeel van die mens sê, jy is onderhewig aan die dood.
siekte, smart, pyn. Maar die werklikheid is, Christus Jesus is jou begin en hy is jou einde. Hy is jou eerste, hy is ook jou laaste. Hy is alles van jou, want hy is jou lewe. Amen. Thank you, Father. Thank you, Jesus. U is ons lewe. U is ons bestaan. U is ons onskuld. U is ons werklikheid. You are our innocence, our perfection. Jesus the Christ. Thank you, Jesus. Die saligheid is in niemand anders nie. Is in geen ander naam nie as in Jesus die Christus. Oh, halleluja. Dankie Vader, vir elkeen wat ingeskakel is, elkeen wat hier luister, teenwoordig. Ek bid dat hulle in hulle liggame sal ervaar die lewe, die onsterflike lewe, die opstandingslewe in Jesus se naam. Thank you, Father. Halleluja. Halleluja. Dankie dat ons omring word deur die wolk van getuies. Dankie Here dat ons gekom het waar ons moet wees. Ons sit saam met U op die troon. En die hemele is U troon. Dis nie ons begeerte vir hemel nie. Nee, die hemele is U troon en in Christus sit ons saam op hierdie troon van gesag en autoriteit. Oh, shakaromande kazitodo. Thank you, Jesus. Dankie, Here, vir die engele rondom die troon, die heiliges rondom die troon, en ons eenheid met U, die eenheid met die skepping, die eenheid met die ontslape heiliges, die eenheid, Here, wat ons met U het. Dus dankie, Vader. Halleluja. Ons bid vir hierdie dorp, elkeen wat ingeskakel is, dat die heerlikheid van God, die teenwoordigheid van Abba, gemanifesteer word. Ons bid soos Jesus gesê het, laat U koninkryk appear, laat dit manifest in Jesus naam. Mag dit sigbaar word. Geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Dankie Here. Halleluja. Woo, Jesus. Abba, we love you because you first loved us. Thank you, Father. Dankie vir die engele, dienende geeste wat uitgestuur word om diens te doen ter wille van hulle wat die saligheid beerwe. Dankie dat die engele release is in die naam van Jesus. Diensknegte om hierdie koninkryk te laat manifesteer op hierdie aarde. Ons eer U daarvoor. Dankie dat U kinders meer en meer begin leef in hierdie werklikheid. 'n werklikheid van geen skeiding. Een met die Vader in Christus Jesus. Een met mekaar in Christus Jesus. Omdat ons een liggaam is. Halleluja. Amen en amen. Thank you. Enige vraag, enige comment, enigiets waarvoor ons met U moet saamstem? Halleluja. Amen. Skakel weer in volgende week. Deel gerus hierdie waarheid met jou vriende. Vra ons jou vrae, comment, share, like en halleluja. Amen. Oh, thank you.